jy doen? Gisterand toe ons hier uitry, toe doen ek wat ek maar gewoonlik doen, sê ek vir Wilma, hoe was dit? Toe sê sy, okay, net te hard. Sy sê, as Dani jou decibels getoets het, was jy vandag in die moeilikheid. So Dani, ek hoop nie jy die decibels getoets. Ons is nou 52 jaar getroud en sy sal nou vir jou sê, ons sit nooit vas nie. Sê Julia. Maar as ons dalk vas sit, dan sê sy vir my, moenie vir my skree nie. Dan sê ek skree nie. Ek praat so. Nou ja, ek gaan probeer om vandag 'n bietjie sagter te praat. Dit is regtig. Wat het ons altyd gesê, cross my heart and hope to die. So njamie stupela, het ons gesê, ja, is dit vir ons verskriklik lekker hier. Dis so mooi, dis so skoon, dis so pragtig, en dis so lekker by julle, dat ek trek sommer volgende week, Henry, is dit okay? Ja, dit is wonderlik daar by Daniëlle, maar ek sal vir Wilma 'n huispak moet kry daar. Maar ons vat jou op jou olwe, hoor. Maar baie dankie, dit is verskriklik lekker hier by julle. En ek het dit baie geniet gisterand. En vanmôre wil ek net aangaan, maar ek wil vir julle iets sê. Dit was my vreemd in Pretoria ook, partykeer Pastor Bryse, as ek die woord bedien het, dan het jy voor die tyd iets gesê, asof jy weet wat ek gaan preek. Ek weet nou nie waar is jou connection daar, maar gisteraand het jy gebid, en jy het gesê, Here help ons in ons verhoudings met ander mense, asof jy geweet het, waaroor ek vanoggend gaan preek. Net nou het jy gebid, en jy het gesê, Here, help ons om die tyd uit te koop, asof jy geweet het, waaroor ek vanoggend wil praat. Nou ek het, toe die gedagte by my opkom, ek glo deur die Heilige Gees, om te praat oor lewe voluit. Toe kry ek nou gisteraand se bid. Wat was dit? Aha, ja. 10 uit 10, onthou julle 10 uit 10. Johannes 10, vers 10. Ek het gekom, sê Jesus, sodat jy lewe en lewe in oorvloed sal hê. Dit praat nie oor geld nie. It's not on top. It's inside. Pastoor het altyd gesê, pas op, jy gaan jouself nog wind uitslaan. It's inside. Toe hierdie gedagte by my opkom, het ek gisterand se woord besef hoe waardevol jy is gekry. En toe kom die gedagte by my op om vanmôre oor iets te praat, maar dit was nie 'n woord nie. Toe gaan soek ek een. En toe kry ek die woord behou. Behou. En ek doen toe iets wat hulle vir ons toe ons geleer het om pastore te wees,
het hulle vir ons gesê, jy soek nie 'n versie om jou preek aan te haak nie. Maar ek het. Ek het toe gedink, ek wil praat oor behou. En toe gaan soek ek. Julle weet mos, by my vriendin, Suster Google. Ek gaan vra toe vir Suster Google. Is daar 'n Bybelvers oor behou? En sy sê toe vir my, ja. En sy vat my na 1 Tessalonisense 5, vers 21 tot 28. En toe lees ek daar, en nou lees ek Suster Google, net, dis nou nie ek nie, dis nou sy wat praat. Sy sê, in die Bybel beteken behou, nou moet julle mooi luister. In die Bybel beteken behou, om vas te hou. Wie moet dit doen? Ek. Ja, hy sê nie, die Here sal namens jou vashou nie. Sien, jy kan nie vir die Here sê, Here, hou vir daar. Dit was my pragtig, hierdie koortjie wat julle gesing het, hou my trou, Here Jesus. Maar julle het gesing, neem my hand. Ja, en dan as hy my hand het, deur hom kan ek getrou bly. Deur hom kan ek dan behou. Behou beteken om vas te hou aan die goeie. Hy sê nou 'n paar, hy sê aan die geloof, aan God se gebooie, maar hy sê om vas te hou aan die goeie, selfs in moeilike tye. Dit behels die onderskeid van wat goed is. Dis 'n aktiewe geestelike houding van volharding. Julle, toe kom my boodskap by hierdie uit. Dis om vas te hou. En wie moet dit doen? Wys vir my wie. Aha, ek moet behou. En nou wil ek oor een ding praat vanmôre, wat ek glo die kern is van voluit lewe. En dis om vas te hou. En daar's so 'n mooi Engelse woord, aan jou purpose. Die Afrikaanse woord is maar nie so mooi nie, aan jou doel. Purpose. Daar by pop-up waar ek klas gegee het vir die swart mense, hulle sê dit so mooi. Purpose. Ja, my purpose. My purpose. En wie van ons ken nie Rick Warren se boeke wat hy geskryf het, en al het ons dit nie noodwendig gelees nie, ons het gehoor daarvan. The purpose-driven life. Weet julle, Paulus sê, die liefde van Christus dring my. Ek wil vanmôre sê, as jy voluit wil lewe, moet jou lewe gedryf word deurdat jy besef wat jou doel is in die lewe en daaraan vashou.
Dit beteken deur moeilike tye, deur goeie tye, deur jong jare, deur ouer jare. Wanneer jy vinnig en lekker kan hardloop. Ek sê gisterand vir Wilma, julle het seker gedink ek is mal gisterand, toe ek hier uitloop, maar ek het iets gesê, ek kan nie onthou wat het was nie, maar ek wou agterin loop en weer afkom, maar toe lê Karis en Shalom daar in slaap, en toe wil ek hulle nie wakker word nie, toe draai ek maar om en toe kom ek weer terug. Goed, so ek is nie heeltemal mal nie, hoor, maar net vol goeders. Waar was ek, Pastor Prys? Ek het baie dit vir jou gevra. Ja, a purpose-driven life. A life driven by purpose. En elke persoon hier vandag het 'n doel. Net soos wat jy kosbaar vir die Here is, net so die Here 'n doel vir elkeen van julle. Maar weet wat's die hardste is as ek nou vir julle kom vra. Wat is jou doel hier op aarde? Hoekom is jy? Hoekom is jy gebore, toe jy gebore is, vir die ma en pa wat jou gehad het, in die familie wat jy het? Hoekom bly jy in die huis waar jy nou bly? Hoekom is jy in hierdie gemeente? Hoekom gaan jy winkel toe by die winkel waar jy gaan? Want jy sien, as ek besef dat elke tree wat ek gee is in my doel wat God vir my geskep het, dan begin ek voluit lewe. En ek lees, en hierdie aanhalings kom nie van my af nie, is ek sal nie val nie. Nee. Doel, purpose. Hierdie aanhalings kom uit Rick Warren se boeke. Robert Byrne, maar vergeet van hom, maar hy het dit gesê. The purpose, luister mooi, the purpose of life is a life of purpose. Het julle dit? Die doel van die lewe is 'n lewe met 'n doel. Julle is veronderstel om te sê Amen. Loof die Here. Halleluja. Ek het 'n broer in Carletonville gehad, broer Stemmend. Hy het altyd as hy saamstem dan sê hy, dis waar. En 'n bietjie later, dis weer waar. Nou ja, ek gaan dit weer sê, dan sê julle, dis weer waar. Die doel van die lewe is 'n lewe met 'n doel. Amen. Baie dankie. Almal het 'n doel. En ek lees toe nog iets wat my geruk het. The two most important days in your life are the day you were born and the day you found out why. Vir julle wat nou nie rooi nekke is, luister. Die belangrikste 2 dae in jou lewe is die dag toe jy gebore is en die dag toe jy uitgevind het hoekom. Verwerk dit bietjie binne. Ons verloor die volheid van lewe omdat ons vergeet hoekom ons hier is. En ek weet nie of jy al, dalk van julle wat min of meer my ouderdom is, maar hierdie jonges hier, ek wil vir julle sê, ek praat vanmôre oor hoekom is jy gebore? Hoekom
is jy gebore. Nie omdat jy 'n pappa en 'n mamma het, maar omdat daar 'n God in die hemel is, en hy vir jou 'n doel het, maar dis nodig vir jou om uit te vind en te weet, wat is my doel hier op aarde? Nou, almal van ons het verskillende doele. Julle weet, ek is 'n pastoor en waar is ons Eskom man? Hy werk vir Eskom en Henry ry op die boot rond en Dani, hy vat toergroepe rond en hy vertel vir hulle alles. Elkeen van ons het 'n doel. Maar ek wil vanmôre by een doel stilstaan wat ons almal het. En dit vir my is die hoofrede hoekom almal van ons gebore is. It's why you were born. And it's just one word. Net een woord. En ek wil nog 'n aanhaling hier noem. Ek het dit hier neergeskryf. Luister mooi. What you are is God's gift to you. What you become is your gift to Him. Amen. Jou lewe is die Here se geskenk aan jou. Wat jy daarmee doen, is jou geskenk aan hom. En nou vra ek, hoekom is ek gebore? Nou ek wil vir julle vertel, toe ek in Doxadeyo, die mega kerk in Pretoria was, toe begin hulle sommer per ongeluk 'n kerk in die middestad van Pretoria. En Ellen Platt, die hoofpastoor, sê, ons wil daar begin kerk hou, daar's nie eintlik mense nie, maar meeste van die mense daar praat Engels. Wie kan Engels praat? Alistair, jy gaan soen doen. En toe beland ek daar in die middestad. Nou het ons baie keer spesiale predikers, en ek het gisteraan daaraan gedink, toe pastoor Bennett my 3-4 keer bel, en ek is nog nie hier nie. Toe dink ek, een Sondag aan, het ons vir pastoor George Moslobo genooi, om te kom preek, 6 uur die Sondag aan. Nou staan ek in die kerk, en nou sing ons liedjies, en dis 5:10, en dis 5:15, en dis 20:06, en ek wys vir pastoor Johan Kelber, hou maar net aan sing. En nou staan ek hier en ek weet, Ellen Platt het gesê, as jy 'n pastoor nooi om te kom preek en hy daag nie op nie, moet jy 'n preek hê. So ek het gedink, ek hoop pastoor Breiser het 'n preek gestaan. Goed, maar nou staan ek daar, naderhand is pastoor George Moslobo nie daar nie, en ek vat hier my message Bible lê op my stoel. En ek maak hom net so oop. En hy val oop by Matteus 5, vers 13. En weet julle wat lees ek? Jesus, dis die eerste woorde daar. Jesus wat sê, let me tell you why you are here. Julle! En ek kry sommer daar preek. En ek het net lus om daai preek te preek. Toe stap pastoor George Moslobo. Maar ek het na die tyd geweet, die Here het nie vir my daai woorde gegee vir 'n preek vir daai aand. Maar hy het dit vir my gesê om met mense soos julle te deel vanoggend. Let me tell you why you are here. En ek praat met ons jong mense wat nog sukkel met hulle identiteit, wat sukkel baie keer om te vra, maar hoekom is ek?
Hoekom is ek soos ek? Hoekom is ek in die familie waar ek is? Hoekom is ek hier? En ek het verder gelees in Matteus 5. En weet julle wat sê hy? Let me tell you why you are here. Wat sê hy dan? Jy is hier om lig te wees. Dis hoekom. Jy is hier om sout te wees. Dis hoekom jy hier is. Maar nou vra ek vanoggend vir jou. Vir wie moet jy lig en sout wees? Vir die gras daar buite? Vir die karre wat hier voor staan? Vir die tente wat daar staan? Vir die geboue hier in Plettenberg Baai? Vir die teerstrate waarop ons ry? Vir wie is jy gebore om lig en sout te wees? Vir die Vader. Aha, wie is die wêreld daar buite bome? Die ongeredes. Dankie Gladys. Mense. Kan ek nou vir jou een woord gee hoekom jy gebore is? Verhoudings. Dit gisterand begin, toe ek vir jou gesê het, jy moet die Here, jou God, lief hê. Hoekom is jy gebore? 'n verhouding met die Here. En ons praat môreoggend daaroor. 'n verhouding met die Here. Dis hoekom jy gebore is. Maar jy is ook gebore om 'n verhouding met jouself te hê. En ons het gisteraand daaroor gepraat. Maar jy is gebore vir 'n verhouding met mense. Ek is hier vir verhoudings. Toe ek gebore is, 24 Junie 19 in die St. Augustins Hospitaal in Durban. Toe ek skree, toe begin my verhoudings. En dis nou nog aan die gang. Hier het ek, hierdie naweek, 'n verhouding met julle. Maar weet julle, dat ek gebore is om 'n verhouding met hierdie vrou te hê. Ek is gebore om 'n verhouding met my 2 kinders te hê. Ek is gebore om 'n verhouding met my skoonkinders te hê. Ek is gebore, en ek het nie broers en susters nie, maar ek is gebore om 'n verhouding te hê met haar familie. En vra vir Pastor Bennett, neem julle hierdie op. Die sommige van hulle is nie so maklik. Maar hoekom is ek gebore? Ek is gebore vir verhouding. Ek is gebore om 'n verhouding te hê met die petroljog. Ek is gebore om 'n verhouding te hê met die dame by Home Affairs. En hoor my mooi nou. Ek is gebore om op die paaie 'n verhouding te hê met die taxi-drywers. Ons lag nou daaroor, maar die Here praat baie met my daaroor. Oor hoe ek die goeie, want wat moet ons doen? Ons moet behou. En in verhoudings moet jy die goeie behou. Want die slegte doen skade nie aan die ander persoon nie, aan jou. Weet julle wat gebeur wanneer, en hier sien ek gisteraan,
toe ons huis toe ry, toe sê ek vir Wilma, "Sjoe, hierdie ou agter my wil so naby aan my ry as wat hy kom." En toe hy verbygaan, toe is dit 'n taxi. Ek het nog nie baie hier gesien. In Pretoria, daar's miljoene van hulle. En die een wil slegter bestuur as die ander een. En ek word woedend kwaad. En as ek kwaad word, wat doen ek aan daai taxi-drywer? Wat doen ek aan myself? Ek laat toe dat my keuse, en ek praat vanaand oor keuses, maar ek laat toe dat my besluit my beroof. Pas op vir die lewe roofdiere wat jou voluit lewe kom steel, omdat jy nie in verhoudings die goeie behou nie. En waar is dit dikwels die moeilikste om te behou? Is by die mense die naaste aan jou. En daarom wil ek vanmôre, sonder om baie te preek, wil ek vir julle sê, wat is belangrik om voluit te lewe? Is om te onthou hoekom jy hier is. En jy is eerste van alles hier vir verhoudings. Jou verhouding met die Here, jou verhouding met jouself en jou verhouding met ander mense. En nou wil ek vir jou sê, luister mooi, jou verhouding met ander mense. Het jy vir julle gesê engele? Nee. Kan ek nou vir jou sê, jou familie is nie engele. Nou gaan ek in Dani se gaan dalk 'n probleem hê, maar jou skoonma is nie 'n engel nie. Skus Gladys, hoor. Ja, ek het gedink my skoonma se engel tot ek met haar dogter getrou het. En ek wil nou iets sê wat baie belangrik is. Jou broers en susters in die gemeente is nie engele. Jy kan nie ophou om die goeie in jou verhouding te behou teenoor hulle, omdat hulle jou teleurstel nie. Want you are going to be teleurgestel. Jy gaan deur mense seer gemaak word. En nou het ons van mevrou Google gelees, sy sê, behou is om vas te hou aan die goeie, selfs in die moeilike tye. Hoor nou nie een amen. Ek het nou die dag, ek en my swaar het so 'n bietjie voorgegaan. En toe ry hy daar by my weg en ek het geweet hy's kwaad vir my. Eintlik was ek ook so sommer 'n bietjie kwaad vir hom. Wel, nee 'n bietjie nie, maar my skoonsister sê voor hulle loop, nee, ons kan nie so uitmekaar gaan nie, ons moet bid. My swaar sê, ek wil nie nou bid nie en hy wil ook nie bid nie. En my klein skoonsister, sy gaan staan so by die voordeur. Sy sê, julle loop nie voor ons gebid nie. En sy bid toe. Maar weet julle, die bid het nie gehelp nie.
ek en my swaar moes besluit om te behou. My verantwoordelikheid. My verantwoordelikheid. Here gaan nie kom regmaak wat verkeerd geloop het nie. Ek moet dit doen. Dit was maandag. Woensdag toe ry ek soontoe. Nou, is 'n bietjie gespanne. En ek sê, ek is hier om vir jou iets te sê. Hy sê, wat? Lach, nee, ek gee nie swaar. Wat? Ek sê, die Here het ons vir mekaar gegee. Ek en jy sal nooit eers vriende gewees het, as die Here ons nie met 'n doel in dieselfde familie gesit het. En ek sê vir hom, ek het in my lewe vir jou nodig. En jy het vir my nodig. Dis hoekom ek gebore is om jou swaar te wees. Dis hoekom jy gebore is om my swaar te wees. En nou is ek jou pastoor en jy's op my kerkraad. Dis verhouding en dis in my purpose. Dis in jou purpose. En kom ons behou die goeie. Ek het 'n besluit geneem, sê ek vir hom. Hy sê wat? Ek sê ons gaan in die toekoms net praat oor die dinge waaroor ons saamstem en die goed waaroor ons verskil. Hy sê ja, maar ek sê Louis, want daar's so baie waaroor ons saamstem, waar ons die goeie kan behou. Ek kyk nou nie eens na my notas nie, ek praat nou sommer nie. Van ons baie dierbaarste mense in ons gemeente is mense waarmee pastoor en Julia van 1987 af saam 'n pad loop. Dis Kobus en Babs Swennes. Jy ken hulle, né? Ja, Kobus en Babs Swennes. O, fantastiese mense. Weet julle wat? Hy's nou 94. Hy het tot onlangs nog saam met Julia die trekklavier gespeel in die kerk. Sy het tot onlangs nog, was sy een van die voorsangers. Weet julle wat? Verlede Oktober was hulle 70 jaar getroud. 70 jaar. En sy's nou 2 weke terug dood. En die maandag toe Babs hemel toe gegaan het ek daar langs Kobus op die bed gaan sit. En hy's baie swak nou. En hy fluister half en ek sit my oor teen sy mond en hy sê, pastoor, nou besef ek dat die dinge wat ek gedink het is belangrik, was toe nooit so belangrik nie. Ek wil hê dit moet insap by jou. Behou die goeie, behou dit wat belangrik is. Kobus Swennes se aanhaling. Dit wat ek gedink het, is belangrik, was toe nooit so belangrik nie. As jy jou doel onthou, dan verander jou prioriteite in die lewe.
dan verander jou prioriteite in jou verhoudings. En jy is hier vir verhouding. Jy's hier om jou lig te skyn, nie vir die gras op die tente nie, maar vir die mense in jou lewe. Jy's hier om sout. Hoe sleg broer, enigeen van julle wat rys kook sonder sout. Dink die Engelse doen dit. Ek is mal oor rys, maar as daar nie sout, do you put salt in your rice? Yes, you do. Oh, but some English people don't. And then I eat it and wat sê, soutloos is sleg. 'n Verhouding met enigiemand in jou huwelik, in jou gesin, in jou familie, by jou werk, in die gemeente, 'n verhouding sonder sout, broer, sleg. En die sout kom van my af. Dis nie die Here wat die sout gee nie. Dis jy wat die sout leef. Hoor? Waar lees ek van hierdie sout? Galasiërs 5 vers 22. Hier's vir jou sout. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dis nie afsonderlike vrugte nie, dis die vrug van die Gees. En as ek my doel onthou, en ek onthou Galasiërs 5 vers 22, maak dat die lig en die sout deur my skyn en deur my geproe word in my huwelik. Manne en vroue, ons is lief om Efesiërs 5 vir die dames te lees. Wat staan daar, Julia? Vrouens wees Onderdanig. Ja, jy moet onderdanig wees. Nou, ek het onlangs gelees wat die Griekse woord is by mevrou Google, maar my swaar het gesê, nee, wat sy praat nonsens. Die aposteltaal sê onderdanig. Maar blykbaar is die oorspronklike Griekse woord ondersteun. Vroue, julle moet julle manne ondersteun. Hoe doen jy dit? Met daardie 9 lig en soutpunte. Maar weet julle wat staan net voor dit? Julle moet aan mekaar onderdanig wees. Die een moet minder wees as die ander. Ek weet nou nie van julle nie. Maar ek nou bely in al ons onder onsies is die een probleem wat die meeste uitspring, is die eie ek. Jy wil hierdie fight wen. Maak nie saak wat nie. En as jy met 'n van 'n venter getroud is, wen jy nooit een. Sy het altyd die laaste woord. En weet julle wat laat my die slegste voel? Is dat ek nie die laaste woord ingekry het nie. Want ek is belangrik. Maar die woord van die Here sê in verhoudings is ons ewe belangrik vir mekaar. En dis wat ek ook vir my swaar gesê het. Dis wat jy ook vir die moeilike persoon by jou werk moet sê. Dis wat jy ook
vir jou familielid met wie jy nooit meer wil praat nie, want hy het my so seer gemaak. Onmiddellik is daar 'n emmer oor jou lig. En jou sout het smakeloos geword. Ons kan net voluit leef as ons in verhoudings die goeie behou en dit kom van my af. Weet julle hoe ongelukkig is ek? Ongelukkig was ek daar 2 dae wat ek in my swaar kwaad was. Ek weet nou nie van julle nie, kan jy kwaad bly vir iemand en nog steeds sê, my cup is full and running over. Of jy is baie spesiaal of jy lieg. Kwaad en voluit lewe woon nie saam. Onvergifnis steel lewe. En luister mooi, dit maak nie saak wat die ander persoon gedoen het nie. Om hom te vergewe het niks met hom te doen nie. Dit het alles met jou volle lewe te doen. Ek gaan vanaand praat oor keuses, besluite. En ek wil vanmôre sê, my behoudenis in hierdie lewe is my verhoudings. Nou sluit ek af. Weet julle wat se venter sleepwaai? Ja, die manne weet. Nou, ek was pastoor in Naboomspruit. Weet julle wat se in Naboomspruit? Venter. Venter sleepwaantjies kom van Naboomspruit. So, nou wil ek vra, wie van julle het al 'n begrafnisstoet gesien? Julle weet wat voor in die begrafnisstoet is die lijkswa. Wie van julle het al 'n lijkswa gesien met 'n hat aan, met 'n venter sleepwaantjie, met die ou wat in die kus lê se besittings in die sleepwaantjie? Julle lag nou. Maar ons lewe asof die belangrikste ding ons besittings is. Ons vergeet. As ek in daai lijkswa lê, wie is in die kar reg agter my? Aha, my familie. En ek het 'n vriend wat vir 9 jaar nou nie met sy broer gepraat het nie. Hy het beklei oor die weer. Nou vra ek vir julle, as hy doodgaan, wie sit in die kar naaste aan hom? Sy broer, met wie hy vir 9 jaar nie praat nie. Dis hoekom ek vanmôre sê, lewe voluit. Hierdie vriend van my het nou die dag verjaar. Toe bel ek vir hom, toe sê ek, het jy lekker verjaar? Toe sê ek was maar op my eie, want die familie kom nie naby my. Toe wil ek eintlik vir hom sê, maar ek wil hom nie kwaad maak nie. Wie se skuld is dit? Wie se skuld is dit? Hoe lank moet ek die goeie behou? Is daar 'n streep waar ek kan kom en sê, nou het ek genoeg probeer. Thomas se broer het op 'n stadium ten opsigte van ons swaar en hy gesê, Alistair, ek het nou genoeg gehad. Maar daar's nie in die Bybel daai reël wat sê, as jy daar kom, kan jy maar ophou. Behou die goeie. Het julle al gehoor van iemand wat doodgaan?
op sy sterfbed lê en sê, bring net vir my asseblief my kredietkaart. Jy het al gehoor van iemand wat sê, bring net my aktetas met my laptop verby. Jy het al gehoor van iemand wat in die hospitaal lê en hulle sê, hy gaan nou sterwe en dan sê die man, vat my net kantoor toe. Ek wil in die kantoor doodgaan. Wat wil mense hê as hulle agterkom? Hulle sterf. 'n vriend van ons is 2 weke terug dood. Hy het kanker gehad en hulle het gesê, hy sal palliatiewe sorg nodig hê in 'n hospice. En hy het gesê, ek wil nie so toe gaan nie, vat my huis toe. Ek wil by my huis, by my mense wees. En dit was baie moeite. Hulle moes 'n kamer ontruim in hulle huis. En hulle moes 'n hospitaalbed met al die instrumente en hulle het onder andere 'n voedingsmasjien van R100,000 moes koop om hom te voer terwyl hy daar lê. Verlede Dinsdag het die ambulans hom huis toe gevat en hulle het hom in daai kamer ingestoot en hy het daar gelê 3 uur, wat het hy daar geland? 4:20. Toe gaan Willem hemel toe. 4:20. Hy was 'n uur en 20 minute. Ja, julle kan maar kyk vir die perde, hoor. Dis eintlik verskriklik mooi, hoor. Is dit, waar kry julle 'n kerk in die wêreld waar 'n perd vir jou kyk? Nou ja, terwyl julle dit nou geniet, wil ek sê, my vriend Willem het huis toe gekom om huis toe te gaan. En hy kon dit doen, want daar by hom om sy bed het sy vrou Lilla gestaan en sy 2 dogters, Elmarie en Landy. Want hy het behou. Ek wil vir jou vandag vra, hoe lyk jou verhoudings? Die verhoudings in jou lewe. En dis baie. Hoe lyk hulle? Want dis hoe jou verhoudings lyk en wat jy behou in daardie verhouding. Wat gaan bepaal hoe voluit jy kan lewe. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat gewoonlik gebeur wanneer U met ons praat, is dat ons sê wat Dawid gesê het, Here, toets my, deurgrond my hart en wys vir my. Search me, O Lord, search me and show me. En dis wat ek nou bid vir hierdie mense. Ek kan nou nie by almal van hulle uitkom nie, maar ek bid, Here, dat elkeen van hulle sal toelaat, dat U Heilige Gees hulle sal deursoek. En dat U, terwyl U Gees hulle deursoek, dat U vir hulle sal wys. Wys daar waar hulle nodig het om net meer aandag te gee aan die behou. Behou die goeie. Behou die goeie
in die verhoudings waarvoor jy hier op aarde gebore is. Jou purpose, jou doel. Liewe Heilige Gees, doen dit nou. Doen dit nou. En help ons om nie net hoorders te word van die woord nie, maar ook daders van